Goeiemôre gemeente en baie welkom. Ek sien ons bietjie dun gesaai vanoggend. Mense seker bietjie met vakansie en lang naweek. Ek heet graag vir Dominee Dani van die kerk welkom hier by ons. Dominee, baie dankie dat jy ons uithelp en seën vir die preek vorentoe. Dankie. Seker net aansit. Daar's 'n koppie lig. Daar sê baie dankie. Ek dog julle help my uit. Dis ook so dankbaar om te hoor ek help julle uit. Liewe broer en suster, baie welkom. Dis vir ons as familie 'n groot voorreg om vanoggend ons baba ten doop te bring hierso in die gemeente. My swaar en skoonsis is lidmate hierso en ons kinders ook, al bly hulle in die verre Engeland. En dis vir ons baie lekker om ook saam met hulle almal hier te wees en die ander familie wat gekom het. Sommer van oral af het die familie so aangesluit om vanoggend vir ons baie spesiaal te maak. En dankie dat u deel is daarvan en dat u ook bereid is om ook vandag in ons familie dan ook dit 'n baie spesiale dag te maak vir die ou seentjie. Goed, dit is ons tweede baba wat ons doop hierso en dankie dat julle ons maar altyd verdra en dankie dat ek geleentheid kry op julle kansel. Dit is wonderlik om ook 'n slag die woord te mag bedien van 'n vreemde van 'n ander kansel af as waar ek gewoonlik te doen. En dankie dat die kerkraad ook goedgunstiglik ingestem het om dit so te laat gebeur. Hannie wat die skriba is, ek dink sy is by loshande by verre die maklikste skriba om mee te werk. Jy bel en dan is dit net reg en dit is nie moeilikheid nie, daar's niks probleme nie. Baie dankie Hannie, dit is lekker om so te werk. En te weet, ou kan maar vra en dit word gedoen of dit word gegee of die inligting kom deur, maklik, niks nonsens nie, dit is baie lekker. Ek het nou gesê dis heerlik om te weet daar's mense wat in beheer is. Ons orgelis is ook aflos vanoggend. Dankie dat hy ook hierso is. Dis lekker om te weet as die dominee preek is die span aan die werk. En hulle doen hulle werk baie goed. Dit is sommer 'n 3-vrou span wat daarso sit wat die bord gaan doen en al die dinge gaan doen vir ons. Baie dankie daarvoor. Dit lyk altyd so maklik. Ek klim op die kansel en ons begin en ek sê kom ons maak so en ons kom maak sis, maar dit vat 'n groot spanwerk poging om alles mooi goed te laat saamwerk en dankie vir almal se aandeel vanoggend. Goed, so ek gaan dalk 'n bietjie anders as wat u dalk gewoond is. So verdra maar vanmôre as ek dalk nou nie doen wat u normaalweg doen of wat u ken nie. Ek het maar gedink ek doen nou maar soos wat ek dit ken, wat ons aan gewoond is. En gewoonlik laat ek my maar deur die baba lei. Hoe gemaklik is hy? Ek sien die man is wakker, so ek wonder. Ons hoop hy gaan oupa se preek deursit of deurhang daar aan sy pa se skouer. Dit is 'n groot voorreg. Ek sien nou vir iemand gesê ek het al 3 my eie kinders gedoop en al 3 het by my belydenis van geloof afgelê en ek het al 3 getrou. En dit is ons 6de baba wat ek dan vanoggend ook doop. So dit is 'n groot voorreg om dan ook die doop te mag bedien aan hierdie ou baba seentjie. Goed, kom ons sit so, dan word ons stil en ons vra dat die Here saam met ons hier gaan wees en dat ons ook vanmôre besonderlik sy woord ook sal hoor. Kom ons buig ons hoofde. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en in die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente van die Here groet ons vanmôre, hy wat opgestaan het, hy wat die graf van leeg is, hy groet ons vanmôre, mag daar vir jou en mag daar vir my vanmôre vreugde wees en liefde wees, 'n oorbegin en 'n tweede kans, van hom wat is, van hom wat was en van hom wat weer sal kom. Kom ons antwoord die Here, hy groet ons, kom ons antwoord hom terug, kom ons sing ons lofsang 171, eerste en die tweede vers, kom ons sing dit lekker hartlik saam. Heilig is die
Liewe broer en suster, ek wil graag vanoggend vir ons die woord oopmaak by twee gedeeltes. Gedeelte uit Eksodus. Dis nou sommer hier in die heel begin. Die volk is uit die land wat hulle verdruk het uit weg, uit Egipte land uit weg. Hulle is besig om nader te kom aan die beloofde land. Groot dinge is besig om te gebeur in hulle geskiedenis. En daar's 'n groot gesprek wat tussen God en Moses gebeur. Daar moet baie dinge gebeur en die Here is nogal angstig dat Moses sy rol begin vervul as die leier. Hy moet begin om hierdie dinge te doen. Hierdie volk moet trek, hulle moet uit, hulle moet weg. Hulle moet nie beloofde land aankom. Baie dinge wat moet gebeur. En nou wil ek oorgaan in die Nuwe Testament en ek wil dit graag aan mekaar bind. En ek wil graag die gedeelte, baie bekende gedeelte van die geboorte van die Here Jesus Christus lees. En dit gaan vanmôre, en ek wil hê jy moet bietjie konsentreer op dit. Dit gaan oor die tekens wat ons kry. As ons vanmôre die doop gaan bedien aan 'n baba seentjie, dan is dit 'n teken. Dit is vir my en vir jou 'n teken. En ek en jy het 'n teken nodig. Ek het al so baie keer in my lewe gesê ek wag vir 'n teken. Ek wag, dit is my teken hierdie. En dan weet ek dan moet ek 'n ding doen. Ek en jy lewe volgens tekens. God kom ver oggend rondom 'n doopvond en hy kom ontmoet elke een van ons. Deur hierdie ou klein seentjie kom ontmoet hy ons en sê dit is die teken. En nou sê hierdie teken vir jou baie goed. As ek 'n trouring dra, dan sê ek altyd vir die kinders by skool, want ek kan nog skool ook tussen, dan sê ek vir hulle hierdie beteken ek is gevat. Ek is nie oop nie, ek is nie beskikbaar nie. Hierdie beteken ek is getroud. Ek het 'n vrou. Doen niks anders nie, want ek het 'n vrou. Dit is my teken, dis die teken dat ek verbind is. En so gaan die water vanoggend die teken word, dat God met hierdie ou seentjie 'n pad wil loop. En dat hy met hom werklik die lewenspad wil begin. En regtig vir hom 'n God wil wees. En hy beloof dit, ongelooflik, dat hierdie God kom, hierdie groot, almagtige God kom. En hy sê, maar ek maak bemoeienis met klein kindertjies, met klein seentjies, klein dogtertjies, mense wat aan my behoort, mense wat gelowige ouers het, gelowige grootouers het. En ongelooflik dan trek jy die draad dwars deur, goue draad, dwars deur hierdie geskiedenis van mense wat aan die Here behoort. Is ongelooflik. Geslagte na geslagte kan 'n ou sien hoe die Here in hierdie familie se lewe gewerk en hoe die Here die pad saam met hierdie mense geloop. En dis wat ons kry vanmôre, 'n teken om te sê die lewe is moeilik. Ek dink hier's nie een van ons vanmôre wat hier sit wat dink, ja, maar die lewe is maklik. Ek kry alles sommer net so, ek klap my vingers en dan gebeur dit en alles kom sommer na my kant toe en dit is net so maklik nie. Ek dink as ons vanmôre moes kans gee om te sê, ouens, vertel vir my van jou swaar kry. Vertel vir my van jou seer, dan gaan jy dalk vir my sê, Dominee, ons het baie tyd nodig. Ek het 'n lang storie van baie swaar en baie seer. Die lewe is vir ons moeilik. Die lewe is vir ons moeilik. En die lewe behandel nie almal vir ons ewe goed nie. Ek het jare terug 'n kollega van my gesê, en hy het nog in Engels vir my gesê, hy het vir my gesê, Dani, God is good. Of life's not fair, but God is good. En ek het dit nogal in my eie lyf beleef, dat life's not fair. Die lewe is nie regverdig nie, en hy hoef ook nie regverdig te wees nie. Want hoekom nie? Want ek het 'n God wat regverdig is. 'n God wat goed is. 'n God wat my ken. 'n God wat my op my naam geroep het. 'n God wat eers baie jare terug by 'n doopvond vir my ontmoet het, toe ek nie eens geweet het daarvan nie. En kom sê het, maar jy's myne. Jy behoort aan my. Ek gaan met jou op pad loop vir altyd. Ek gaan jou nooit los nie. En dit is die wonderlike van tekens. 'n Teken sê vir jou, dit is die waarborg. Dit is die waarheid. Dit gaan nooit anders wees nie. En dit is wat die doop vir ons kom beteken vanoggend. So ek wil net 'n bietjie konsentreer op die tekens, die gedagte van die tekens vanmôre. Moses kry 'n teken, hy moet na die farao toe gaan, hy moet vir die farao gaan sê, hierdie volk van my moet trek. Dit is tyd. En farao sê, nee, glad en geheel nie, daar's baie dinge wat moet gebeur eers, hulle is goeie werkers, ek soek hulle hier. Moses sê, farao, jy moet luister, want die Here God is besig om te praat.
Ek gaan begin lees uit Eksodus 4, daarvan vers 1 tot vers 5, en dan vers 10 tot 17, dan gaan ek oorgaan na Lukas 2, baie bekende geskiedenis daar. Maar voordat ons lees, kom ons dit so, dan buig ons hoofde. Hemelse Vader, as ons voor U buig, dan doen ons dit as U kinders, omdat ons aan U behoort. Here, losgekoop, vrygemaak, gewas in die kosbare bloed van die lam, die doopvond se water, het oor ons almal se koppe gekom. En Here, ons is vrygemaak van die dood van die sonde. Die sonde wat ons almal verswelg en ons almal letterlik aan die keel beet het. En wat hierdie lewe vir ons moeilik maak en wat hierdie lewe vir ons 'n plek maak van swaar kry en elende. Maar Here, omdat ons aan U behoort, weet ons dat ons die teken ontvang het. En as ons vanmôre die doop gaan bedien aan hierdie ou klein seentjie en die water gaan vat en oor sy koppie gooi, dan sê ons daarmee dat daar 'n nuwe begin is. 'n Nuwe begin. Dit sê nie hy gaan hemel toe nie. Dit sê nie dat hy enigiets bykry nie, dit sê eenvoudig net hy word deel van die groot familie van gelowiges. En vir altyd gaan U sy God wees. Of hy daarvan hou of nie, dit gaan vir hom so wees. En Here, ons gebed is dat hy eendag uit eie wil en eie keuse sal sê, my Here en my God, en dat hy U sal lief hê, soos wat ons almal vir U lief het. Dat hy dit by ons as grootouers en ouers en almal sal sien, U almal as getuies vanmôre, en daar waar hulle in die verre Londen is in 'n gemeente, dat hulle daar sal sien die gemeenskaplikheid van gelowiges, waar hulle deel met mekaar, waar hulle saamkom rondom die woord, en dat hy ook sal besef dat hy behoort ook aan hierdie groep mense, dat hy losgekoop is, baie spesiaal, deur die teken van die doop. En as hy eendag aan 'n nagmaalstafel aansit, dat hy sal weet, dit is 'n volgende teken, wat ek ook moet gebruik, en wat ek ook moet geniet, en waarmee ek ook vir die wêreld gaan sê, maar ek behoort aan die enigste lewende God wat daar is, Jesus Christus, my verlosser. En daarom jubel en juig ons, nie net as familie vanoggend nie, Here, maar as gemeente, en almal as getuies hier om te sê, dankie Here, dat U met ons 'n pad loop, en dat U met ons besig is, dat U nooit ophou met ons besig wees nie. Maak nie saak of ons 92 is, en of ons 4 maande oud is, of 9 weekies oud is, dit maak nie saak nie. Want U is met ons besig, U loop met ons elke een hierdie besondere pad. En dankie as ons terugkyk, dat ons oral U hand kan raak sien in ons lewe. Oral waar ons nie kon bykom nie, was U by. Het U gehelp en het U gedra en het U gedoen wat ons nie kon doen nie. Het U ingestaan toe ons nie kon instaan nie. Was U daar toe ons nie daar was nie. Was U getrou toe ons ontrou was. Toe ons te moeg was en te bang was. Toe was U daar. Dankie Here dat U met ons 'n pad wil loop elke dag van ons lewe. Ons het nodig om dit meermale te hoor. Ons het nodig om te weet en om te hoor dat ons aan U behoort. Onlosmaaklik aan U vasgebind is deur die doop en deur die nagmaal. En ons jubel vanmôre omdat ons onsself U kinders mag noem. En ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus, hy wat ons verlosser en ons saligmaker is. Amen. Ek wil graag vir ons lees hierso van Eksodus hoofstuk 4. Nou is Moses daar in die woestyn, hy pas sy skoonpa se skape op. En nou kom die Here by hom en hy sê, Moses, ek het 'n plan vir jou. Dan sê hy, o Here, ek het baie ander planne, maar moenie nou met hierdie plan kom nie. Hoor nou wat sê Moses. Maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê vir die Here het nie aan my verskyn nie.
Toe vra die Here vir hom: "Wat het jy in jou hand?" "'n kierie," antwoord Moses. "Gooi die kierie op die grond," sê die Here vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang en Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses: "Steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert." Moses steek sy hand uit en gryp hom en skielik word dit weer 'n kierie in sy hand. Toe sê die Here: "Op grond hiervan sal hulle glo dat die Here, die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob aan jou verskyn het." Nou wil ek oorgaan na vers 10 toe. Toe sê Moses vir die Here: "Ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie en ek kan dit ook nie nou nie. Hier waar U met my praat nie. Ek praat swaar en my tong sukkel." Daarna sê die Here vir hom: "Wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Gaan nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê." Maar Moses antwoord: "Asseblief tog Here, stuur liewer iemand anders." Toe word die Here kwaad vir Moses en sê: "Aaron die Lewiet is mos jou broer, en ek weet hy kan sy woord goed doen. Hy is al op pad om jou te ontmoet, en hy sal bly wees om jou weer te sien. Praat met hom en sê vir hom wat om te sê. Ek sal by jou wees as jy praat, en by hom as hy praat, en ek sal julle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman, en jy die een wat hom sy opdragte gee. Hou nou die kierie waarmee jy die tekens moet gaan doen by jou." Die kierie, liewe broer en suster, word die teken. Ek hoop jy sien dit in hierdie deel van die geskiedenis. Die kierie word die teken. En jy moet tog nou maar 'n bietjie vir huiswerk die res gaan lees. Wat het Moses met hierdie kierie aangevang? Daar's nou sommer 'n klomp hoofstukke wat kom. Ek gaan nou so 'n bietjie nou as ons begin met die preek, gaan ek daarna verwys. Wat het alles gebeur en wat het Moses met hierdie kierie reg gekry? Dit was 'n ongelooflike kierie geweest wat hy gekry het. En dan wil ek oorgaan hier na Lukas 2 toe, die baie bekende geskiedenis, skaapwagters en die engele, die aankondiging van die geboorte, vers 8, daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here." En let hoor vers 12. "En dit is vir julle die teken." Dit is vir julle die teken. "Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Dit is vir julle die teken. Ook met die koms van die Here Jesus was dit nodig om 'n teken te gee, om te sê, dit is die waarheid, dit is my waarborg, dit is soos dit is. Liewe broers en susters, tot sover ons skriflesing, die Here seën ook vanmôre sy woord in ons harte. Ek het gesê, ek wil graag as 'n teks, as 'n tema gebruik vanmôre. Ek wil 'n bietjie rondom die tema van die teken stil staan. Ek wil as tema gebruik, God gee tekens. Hoor mooi, God gee tekens, sodat ek en jy, dat ons nie moeg sal word om te glo nie. God gee tekens, dat ons nie moeg sal word om te glo nie. En dan ons teksvers, en dit is vir julle die teken. En wat was die teken? Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Dit is vir julle die teken. God gee tekens sodat ons nie moeg sal word om te glo nie. Liewe broers en susters, God werk deur tekens. Ons het dit al vanmôre vir mekaar gesê. En nou kan ons vra presies hoe werk dit? Hoe steek hierdie goed in mekaar? En hoekom werk God deur tekens? Hoe werk hierdie goed? En ek het baie gedink, hoe antwoord 'n ou nou hierdie vraag? Waar begin 'n ou nou om hierdie vraag te antwoord? En toe onthou ek artikel 33 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou gaan die jonger mense sê, o Vader, tog daar gaan ons nou weer met die geloofsbelijdenisse en al hierdie goeters wat die ou mense geken het en uit hulle koppe uit moes opsê.
Maar ek het my klinkklare antwoord gekry in artikel 33, dit sê, en ek het so klein bietjie vry vertaal, omdat ons goeie God rekening hou met ons stompsinnigheid en ons swakheid. Hy ken my, en hy ken jou, en hy weet, hoe sukkel ons in die lewe van vandag. En juis daarom het hy die sakramente ingestel, as tekens, sodat ons nie sal moeg word om te glo nie. En glo my, ek het al in my bediening van amper 40 jaar, dink is hierdie jaar 40 jaar, het ek baie mense gesien wat moeg geword het en uitgesak het langs die pad, en wat net vir my gesê het, dit maak nie meer vir my sin nie. Dit werk net nie meer vir my nie. Ek kan nie meer hierdie ding doen nie. Moeg geword en uitgesak. En kom ons sê dit maar vanmôre vir mekaar, as gelowiges. Ek dink ons moet van daardie standpunt af vertrek as gelowiges. Ons glo in die enigste ware lewende God wat daar in hierdie hele wye wêreld is. En daar's baie, baie ander gode, maar ek en jy glo in die enigste lewende ware God. En kom ons vertrek van daardie punt af uit en ons sê vir mekaar, as gelowiges en as mense wat in Suid-Afrika bly, liewe broer en suster, het ek en jy 'n teken nodig om in hierdie land te oorleef. As dit gaan soos dit gaan. En as dit klink soos dit klink. En as ek lees wat ek lees elke keer. Hulle het nou al skoon die koerante weggevat dat ons dit nie meer kan lees nie. Maar ons weet. Want ek kry hom nog op my telefoon kry ek nog die koerant. En daar's nou weer 'n ander een uit wat ek elke week gaan koop. Selfe ou nuus weer. Maar die nuus bly dieselfde. Ek bly in Suid-Afrika. Ek kan nie daarvan wegkom nie. En kom ons sê dit maar vanmôre vir mekaar, ons word moeg vir al die dinge. Moeg vir alles wat rondom ons verkeerd gaan. Wat rondom ons gebeur, moeg vir 'n regering wat liewer is vir geld en vir selfverryking as vir die mense van die land, die mense wat die eintlike rekeninge betaal. Ons is moeg vir kommissie op kommissie, en hoeveel het ons al gehad, wat ons miljarde rande kos, wat niks doen nie. Al hierdie slangneste oopkrap van oneerlikheid en omkopery en al die nonsens wat ons deesdae hoor. Ons is moeg vir al die geweld en al die wetteloosheid wat oral aan die orde van die dag is. En as ek vanmôre daarby gaan stil staan en daarby gaan stop, liewe broers, dan doen ek nie my werk as 'n dominee nie. Want dit is die slegte nuus. My taak is om vir jou die goeie nuus te kom vertel. Ek moet vir jou vertel, daar's tekens dat dit nie verby is nie, dat dit nie verniet is nie, dat dit nie te vergeefs is nie. Daar's tekens vir my en vir jou gegee, en daarom soek ek en jy dit so. Ons soek 'n teken wat vir my sal sê, en my sal verseker, dat God nog in beheer is. Ek soek 'n teken om te weet, alles is nie verniet, en alles is nie verby nie, en alles wat ek lees, en ja, dis die waarheid, ongelukkig is dit die waarheid, want hoe meer ek lees, hoe groter word hierdie gemors, en hoe meer hoor ek daarvan, en hoe meer ouens word uitgepluk en tronk toe gestuur, en allerlei slegte goed wat met hulle gebeur. Dit voel net vir my, dit is 'n groot klomp gemors wat oopgemaak word, en 'n ou kan so maklik verswelg word in hierdie selfde sleg wat 'n ou hier hoor en sien en beleef elke dag. En dan lyk dit mos vir my of die Bybel vir ons 'n baie duidelike patroon wys van wat God doen wanneer mense in die nou te kom, wanneer ons benoud raak, wanneer ons hier in 'n hoek gedryf word en ons begin voel, liewe land, waar moet ek kyk? Want oral waar ek kyk, is dit net verkeerd. Waar moet ek lees? Want oral waar ek lees ek net van al hierdie gemors. Vir wie moet ek stem? Hulle praat van 'n verkiesing wat kom, dit is net nog moeilikheid. En wanneer hulle voel dinge werk nie uit soos wat hulle gedink het dit sou uitwerk nie. Ek dink almal van ons vanmôre sit hier so, ergens in ons lewe het 'n ding gebeur wat ons vir onsself gesê het, maar dit moes nie so gewerk het nie. Dit moes heeltemal anders uitgewerk het. En kan ek nou vandag vir jou dalk wil jy dit nie hoor nie, maar kom ek sê dit maar vir jou. As jy regtig gaan terugkyk, liewe broer en suster, dan was dit presies wat God wou gehad het, wat in jou lewe moes gebeur.
En daarom is jy vandag hier waar jy is, omdat God dit so wou gehad het. Geen ander rede nie. Dit glo ek onvoorwaardelik, vir solank as wat ek lewe, glo ek dit nog altyd. Maar ek kan vra, wat is God se plan as mense moeg word om te glo? Want ons word baie keer bietjie moeg, as ons luister en as ons kyk rondom ons. As ons moedeloos word oor die chaos wat ons lewe noem. Weet jy wat doen God in sulke tye, liewe broer en suster? Hy betuig, en ek wil die woordjie betuig, wil ek beklemtoon, ek wil dit sommer 2 woorde maak, en ek is 'n taalonderwyser en ek weet ek dis verkeerd geskryf ook, maar ek wil dit beklemtoon deur te sê, God betuig nie net sy woord met woorde nie. Ek kan hierdie Bybel vat en ek kan na jou toe kom en ek kan sê, kom ons gaan sit en kom ek lees vir jou, dat ek en jy nie moedeloos word nie. God betuig sy woord aan elkeen van ons, sodat ons sy woord kan hoor en nie moedeloos word nie. Met ander woorde, hy bring sy woord en sy teenwoordigheid na ons toe, deur duidelike tekens. Die woord is 'n teken, dat God ons nie gelos het nie, dat God se storie aanhou vir altyd. Maak nie saak al brand hulle die hele Bybelgenootskap af en verbrand elke Bybel in die wêreld, gaan hierdie boek nog altyd bly voortbestaan. Hy gaan nêrens heen nie. Met ander woorde, hy bring sy woord en sy teenwoordigheid na ons toe deur duidelike tekens, juis sodat mense weer hoop kan hê en kan begin glo. Ek en jy het nodig om in hierdie wêreld te lewe met hoop. Ek het nodig om hierdie lewe te oorleef. Ironies gesê. Ek het nodig om hierdie lewe te oorleef. Ek herinner my aan die arme hakkelende Moses wat sy skoonpa se skape opgepas het. En dan sê die Here vir hom, jy, die hakkelaar, jy moet die hoof onderhandelaar word by die Farao. Ek het vir jou 'n plan. En dan begin Moses hakkel en stotter en hy sê, ag Here, U ken my dat ek nie kan praat nie, ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie, wil nie maar iemand anders vat nie, ek is gewillig om saam te gaan, maar asseblief net nie. En dan sê die Here, nee Moses, ek het 'n plan, ek het 'n plan vir jou, ek het 'n plan wat ek wil hê, jy moet gaan uitvoer vir my, en as jy bang raak, sal jy weet, ek is by jou, en ek gaan vir jou 'n teken gee, dat jy dit gaan onthou, altyd. En hy sê, dit is my teken, gooi jou kierie op die grond, en dan doen Moses dit, hy's gehoorsaam. Gooi sy kierie op die grond, en dan word dit 'n slang, en dan skrik almal oor vir die slang, en ons lees, Moses staan, hy was bang, hy het teruggestaan, en dan sê die Here vir hom, vat hom, gryp hom aan sy stert, dan gryp hom, dan word hy weer sy kierie, dan sê hy vir hom, dit is jou teken, dat ek by jou gaan wees, vir altyd, vir die hele pad, solank as wat jy gaan loop, met hierdie kierie, gaan ek by jou wees. En liewe broers en susters, daardie kierie het vir hom gehelp, vorentoe waar. Toe hulle by die Rooi See kom, en ek gaan baie kort, daar's nie vanmôre tyd om al die goed te noem nie, ek wens daar was tyd. Toe hulle by die Rooi See kom, en hulle besef die Farao met al sy baie strydwaans en perde en weermag is agter hulle aan, staan hierdie ou volkie van God voor hierdie groot see, en hulle sê, Here, wat nou? Dan sê die Here, slaan met jou kierie, jou teken, op hierdie water. En ons weet wat daar gebeur, dan gaan hierdie water oop, en dan kom 'n droë pad vir hierdie volkie. En hulle loop daardeur, ons ken die res van die geskiedenis. En toe hulle nou aan die ander kant kom, en hulle nou daar rondgedwaal, en al moeg gekerm en gekla, en verlang terug na die vleispotte van Egipte, en hulle sê, maar Moses, jy het ons nou ver gebring, en uitgebring, en oral gebring, en nou het ons nie water nie, ons sit in die middel van die woestyn, wat moet ons doen? Ons gaan doodgaan. Ons verlang na die dikmelk van Egipte en die vleispotte en al die baie lekker dinge wat ons daar gehad het. Hoe gou vergeet jy ou die swaar wat jy gehad het, né? Gou vergeet jy. En hulle sê, nou is ons dors. Wat doen ons? Dan sê die Here vir hom, jou kierie. Hy sê, slaan op die rots. En as Moses op die rots slaan, dan kom daar suiwer vars water uit, en hierdie volk drink, totdat hulle genoeg gekry het. En toe die volk deur die woestyn loop,
En die son brand vir hulle en hulle kry warm. Dis woestyn. Sê God, julle moenie oor die son bekommer nie. Kyk op. Kyk op. En daar sien hulle die lekker koel wolk wat oor hulle hang. En toe weet hulle, God beteken. Hier kom die teken weer. God beteken sy teenwoordigheid. God sê, dis my teken dat ek hier is. Hierdie wolk is my teken. Ek is saam met julle. En toe word dit nag. Toe sê hulle, nou gaan ons baie koud kry. Want die woestyn is baie warm in die dag, baie warm in die nag, baie koud in die nag. En nou sê hulle, maar Here, nou gaan ons doodgaan van die koue. Toe sê hy, nee, kyk op. En dan sien jy die vuurkolom bokant jou, en dit gaan jou warm maak. En dit gaan vir jou lig gee, want hulle moes trek in die nag, en die dag was te warm geweest. Liewe broer en suster, en so is daar talle voorbeelde waar God sy teenwoordigheid beteken, met tekens aan sy volk wys. Maar God gebruik soms ook tekens om sy oordeel aan te kondig, want hy is 'n God van tekens. Gaan lees 'n bietjie in die Jeremia boek. Wat sê die Here vir Jeremia, wat moet hy gaan doen? Hy sê, Jeremia, hierdie volk van my is besig om grootliks droog te maak. En ek waarsku en niks wat ek sê maak verskil nie. So ek wil hê jy moet 'n juk op jou skouers gaan sit. 'n Houtjuk op jou skouers gaan sit, en dan moet jy na die koning toe gaan, koning Sedekia toe gaan. En jy moet vir hom gaan sê, ek waarsku vir jou, die Here sê, dat hierdie volk gaan plat gemaak word met die aarde, want julle wil nie hoor nie. En dan lag die koning hom uit. En dan breek hy die houtjuk. En dan kom Jeremia soos druipster by die Here aan, dan sê hy, Here, het my juk gebreek. Dan sê die Here, maak vir jou 'n juk van yster. Hulle gaan hom nie kan breek nie. Dan stuur hy hom terug. En dan kom hy weer voor die koning, en dan sê die koning, Jeremia, ek gaan nie na jou luister nie. En daar was 'n valse profeet met die naam van Hananja. En Hananja sê vir die koning, koning moet jou nie steur nie. Daar gaan niks gebeur nie. Hierdie ou maak groot moeilikheid net. Jaag hom weg. En dan gaan Jeremia maar weer druipster daar weg. En dan werk dit ons maar in die lewe so. As 'n ou nie wil glo nie, dan moet hy seker maar sien. En daarom sê die Here vir Jeremia, sit vir jou 'n swaar juk op jou skouers en gaan wys vir die koning. En dan gaan sê jy vir hom, hierdie juk is 'n teken, hier kom die teken weer. Hierdie juk is die teken dat die juk van Babylon op jou skouers sal rus. En ons ken die geskiedenis, ons weet wat die uiteinde van hierdie verhaal was. Maar God beteken meestal, en dit is die lekkerste deel van die evangelie, God beteken sy oordeel, God beteken sy teenwoordigheid, God beteken sy woord, maar God beteken sy liefde op die grootste, beste, wonderlikste manier. En ons het daarvan gelees in Lukas 2. As hy vir die engel as die engel kom en vir die skaapwagter sê, julle sal die teken vind van 'n ou seentjie wat toegedraai lê in doeke in 'n krib. En dis hy wat sy volk se sonde sal wegneem, en julle moet vir hom Jesus noem. Ook Pinkstertyd wat vir ons voorlê nou is tekentyd. Die Heilige Gees, die 4 vlamme op die ouens se koppe. Die gelowiges in die bovertrek was bymekaar om die Here Jesus se belofte van die Heilige Gees te wag. En toe skielik begin die deure ratel en die vensters begin ruk en die wind begin skielik waai. En dan volg die teken van vuur op almal se koppe. So beteken God sy wonderlike teenwoordigheid, sy Gees aan sy mense, aan sy klein kerkie wat daar begin. God werk dus deur tekens, liewe broer en suster. Kom ons sê dit vanmôre vir mekaar. Ek en jy het 'n teken nodig, dat ons nie moet moedeloos word nie, dat ons kan bly glo. Ons het 'n teken nodig, en ons het tekens verskriklik baie. Gebruik dit. Hy weet hoe moeg ek en jy soms word om te glo. En kom ons wees eerlik, ons word
moeg. En uit al hierdie tekens van kieries en wolke en ysterjukke en vuur en alles het die gereformeerde kerk op grond van die Here Jesus se voorbeeld op veral 2 tekens gaan besluit. Wat spesifieke manier vir ons sê, dit bewys God se liefde vir sy kerk en vir sy mense. Die teken van die doop en die teken van die nagmaal. Dis altyd vir my 'n ongelooflike belewenis as ek by 'n doopfonds staan en as ek aan 'n nagmaaltafel aansit, want dan weet ek en dan voel dit altyd vir my half ek moet my skoene uittrek. Ek staan op heilige grond. Dit voel vir my ek is besig met dinge wat ver buite myself is. Ek is net die ou wat die handeling doen. Daar's 'n groot God wat teenwoordig is en wat besig is om te werk. Op grond van die Here Jesus se voorbeeld, 2 tekens. En die sakramente van die doop en die nagmaal is amper soos die appeltjies en die peertjies wat die grade juffrouens vir die kinders gebruik om te sê, ouens, kom ons kyk nou of as ons 1 peertjie bymekaar tel en nog 'n peertjie bymekaar tel, ons tel 'n appeltjie by, waar kom ons uit? Dis amper wat die Here hier besig om te doen. Hy's besig om te sê, maak jou somme en kyk na die tekens en sien dan my liefde raak wat ek aan elke een openbaar. In die Nuwe Testament word God se liefde aan ons beteken deur die doop. Elke keer as ons kinders doop, sê God, in hierdie tye van verwarring en in hierdie tye van hopeloosheid, doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, want ek is die Vader wat jou gemaak het en wat jou bewaar, en ek is die Seun wat jou verlos het, daar aan 'n kruis op Golgotha, en ek is die Heilige Gees wat jou lei tot 'n nuwe lewe, wat jou nooit alleen agterlaat nie. En daarom is die doop die sakrament en die teken wat jou letterlik die toekoms indruk, instuur. As daar iemand is wat kan uitsien na die toekoms, liewe broers en susters, is ek en jy. Ons is toekomsmense. Ek en jy het 'n toekoms. Ek kan nie instaan vir almal vir die res van die wêreld nie, maar ek kan sê die mense wat vanmôre waarskynlik in hierdie kerk gebou sit, ons is toekomsmense. Want ons is die ouens wat letterlik deur die doop in die toekoms ingedruk word en sê maar julle moet voor gaan staan, want julle is die ouens wat weet. Julle het die teken ontvang. Julle is die ouens wat die pad moet loop. Want die doop het eers agter ons almal gebeur. Jy was baie klein toe die doop waarskynlik aan jou bedien is. Ek kan nie niks onthou van my doop toe ek 'n babietjie van 'n paar maande oud was nie. Al wat ek daarvan onthou is my ma het baie mooi koppies gekoop en ek het vandag nog die koppies. En my ma het nog voor sy dood is vir my gesê, met jou doop het almal nog uit hierdie koppies uit gedrink. Dis al wat ek van my doop kan onthou. Maar dis nie die belangrike nie. Wat ek kan onthou van die doop is wat saak maak, wat later gekom het. Nou dat ek ouer word, groter word, volwasse is, my eie kleinkinders kan doop. My eie kinders het kleinkinders ryker geword, wat 'n rykdom het 'n ou nie gekry nie. Dan kan 'n ou besef, wat beteken die doop? Ek was nog altyd voor, nie omdat ek die dominee was nie, maar omdat ek gedoop was. Omdat ek aan die Here behoort, omdat ek 'n toekoms het. En net so help die sakrament van die doop ons, wanneer ons bang word en rondom ons kyk, omkyk, loop, dan sê die doop vir ons, word rustig. Jy kan maar ontspan. Dis alles reg, kan jy maar vir jouself sê. Want die Vader en die Seun en die Gees is agter my en hy stoot my die toekoms in. Hoekom is jy bang? Hoekom is jy onseker? Hoekom weet jy nie wat volgende gaan gebeur nie? Jy hoef nie te weet nie. En so onthou ons by die nagmaal van die Paasfees wat die volk moes vier. Onthou voor hulle uit Egipte uit weggetrek het, moes hulle die Paasfees vier. En wat was die direkte opdrag van God? Jy moet die bloed gaan smeer aan jou deurkosyne. En interessant dat die woord Paasfees in Hebreëus kom van die betekenis om verby te gaan. Om verby te gaan.
Paasfees beteken om verby te gaan. En dit is wat daai aand in Egipte gebeur het. Toe God met sy gees deur Egipte gegaan het hy verby die huise gegaan waar die deurkosyne met bloed besmeer was. Hy het verby gegaan, want hierdie mense het die Paasfees gevier. Hulle was die mense van die toekoms. Hulle was die mense met die teken gekry het. Hulle was die mense wat die toekoms ingestoot was. Hulle het nie geweet van die Rooi See wat vir hulle wag nie. Hulle het nie geweet van die 40 jaar in die woestyn wat vir hulle wag nie. Hulle het nie geweet van 'n Jordaanrivier wat hulle moet oortrek en 'n groot stad Jerigo wat hulle moet inneem om die beloofde land in te kom nie. O nee. Hulle het niks van dit geweet nie. Niks. Ek weet nie wat het hulle gedink nie, wat het hulle verwag nie, maar hulle het nie van hierdie goed geweet nie, maar hulle was die toekomsmense. Hulle was God se toekoms. Want daardie nag in Egipte het God in sy oordeel by al die deure verbygegaan waar daar bloed aangesmeer was. En in die woestyn beteken God sy bemoeienis en sy versorging met sy volk, want elke môre as hulle opstaan, elke môre, dan vat hulle maar hierdie trekkers, dan vat hulle maar hulle skotteltjies en dan loop hulle uit en hulle gaan tel die manna op die duine op. En dit was net genoeg vir een ete. Net genoeg vir daardie dag. Môre sou God weer sorg. Dit was die direkte opdrag. Jy moet optel genoeg vir een dag. Anders word dit sleg. Môre sou God weer sy liefde beteken en daar sou weer môre manna wees, saam met die kwartels wat sou kom. En die krummeltjies manna is die wonderlikste padkos wat jy ooit kan kry, want in daardie padkos het Israel letterlik hulle hele totale afhanklikheid van God bely, om te sê, Here, as U nie vir ons elke môre kos gee nie, is ons weg. Dan brand die woestynston vir ons mors dood. Want so het Israel tree vir tree deur die woestyn geweet. Ons kan dit nooit alleen doen nie. Nooit. Ons kan dit nooit maak nie. Ons kan nooit op ons eie beheer van die situasie neem nie. Sonder God is ons niks. En ek dink baie keer dit is waar ons almal moet kom, by daardie punt om te sê, sonder God is ek niks. Heeltemal niks. En dis wat die kerk ook sê, as ons by 'n nagmaaltafel kom aansit. Nagmaalsbrood word vir my die padkos vir moe gelowiges. Ons is vuisvoës in hierdie wêreld geslaan. En ek moet aan 'n nagmaaltafel kom aansit, ek moet my hand kan uitsteek na 'n klein stukkie brood. En ek moet 'n klein slukkie wyn of vrugtesap, druiwesap kan drink. En ek moet kan weet, maar dit is die liggaam en die bloed van die Here Jesus Christus vir my aan die kruis gesterf. En ek moet weet, as ek aan 'n nagmaaltafel aansit en as ek my kindertjies ten doop bring, dan sê ons letterlik vir die Here God dit in soveel woorde, Here, ons kan nie, maar U kan. En U sal. As ons nagmaal gebruik en ons kindertjies doop, dan word die stukkie brood wat ons eet ook 'n beloftekos. Dit word beloftekos. Hierdie water wat ek nou gaan op die babietjie se kop gaan drup, is maar 'n teken om vir ons te sê, so word die sondes afgewas en skoon gemaak. En so word hy ingetrek en deel gemaak van die familie van gelowiges. Van nou af behoort hy aan hierdie familie. Beloftekos. Jy sien dit nog nie, maar jy weet dit. As jy daai stukkie brood in jou mond sit, liewe broers en susters, ek my hande in daai water druk, dan weet ek nog niks. Maar ek glo dit met elke greintjie van my menswees. Glo ek dat dit is besig om te gebeur. Jy sien dit nog nie, maar jy weet dit. Jy weet, Jerigo staan aan die oorkant van die Jordaanrivier met sy hoë mure. En daar was geen manier wat 'n klein volkie soos wat die Jode was, die Israeliete was, daardie stad kon inneem as God dit nie gedoen het nie.
Daar was geen manier. Maar dan kom die Here met sy belofte kos en hy sê, kry alles in orde, kry alles in plek. Vier die Paasfees, die Pasga. Die wat nie besny is, moet besny word, die teken, die Pasga, die teken. Kry alles in plek. Die teken sê vir jou, ek het klaar alles gedoen. Alles is klaar voorbetaal. Hierdie stad se mure lê lank al reeds. Hy's klaar ingeneem. Ek het 'n plan. Ek het 'n plan. En liewe broers en susters, altyd met my en jou begin beter gaan as ons meer keer in ons lewe sê, liewe Here, ek het nie meer 'n plan nie. My planne werk nie meer nie. Ek weet regtig nie meer waarna toe en om watter hoek en watter draai nie. Ek weet nie meer nie, want ek het nie meer 'n plan nie. Maar Here, U het 'n plan. En as ek ooit twyfel aan die plan, dan moet ek by 'n nagmaaltafel kom aansit en ek moet by 'n doopfont kom staan en ek moet sien en kyk na die water en ek moet my hande uitsteek na die tekens van brood en wyn. En dit sê vir my, God het 'n plan, want hy gee vir ons hierdie tekens. En wanneer ons deur die doop God se liefde beteken sien, en deur die nagmaal die padkos en die beloftekos beteken sien, dan sien ons weer vir God. Ons sien weer vir God. En dan weet ons dat God ook hierdie ou klein seentjie se God gaan wees. Hy's lankal reeds. Daar sal vir hom begin bid toe hy nog ver van gebore was. Toe ons al as gesin, as familie al vir hom begin bid. Hy behoort lankal reeds aan die Here. Vandag is maar net 'n amptelike manier om te sê hy word ook 'n dooplidmaat van hierdie gemeente. En as hulle oorgaan terug Londen toe na hulle eie gemeente daar, dan gaan hy as 'n dooplidmaat daar funksioneer. Hy gaan groei en groot word saam met sy ou boetie. En dit is hoe dit gaan wees. Lankal behoort hy al klaar aan die Here. Al verstaan hy nog niks van wat vanmôre hier gaan gebeur nie. En al weet hy niks wat hier gaan gebeur nie. Daarom maak dit tog baie sin om wel die kers aan te steek op die datum van hulle doop. En jou kind maar te vat en vir hom te sê, Boeta, dis goed dat ons verjaarsdag vier en dan kry hy ou lekker geskenke en ons nooi die maatjies en ons hou lekker verjaarsdagpartytjie en ons kinders kan so lekker verjaarsdag hou. Maar ergens moet ons ook 'n spesiale iets maak van 'n doopdag. En ons moet 'n kersie aansteek en ons as gesinnetjie moet gaan sit en sê, Boeta, kom ons vertel vir jou wat het op hierdie dag gebeur. 26 April 2026, daar in die verre Johannesburg, daar 'n baie spesiale iets gebeur. Daar het God letterlik by jou kom staan, jou letterlik vasgehou en jou letterlik syne gemaak. En die water wat gebruik is, was die teken dat jy nou ook aan hom behoort, soos jy nog altyd aan hom behoort het. En dan moet jy vir hom vertel van God se tekens van liefde, versorging, God se teenwoordigheid. En daar's 2 boetjatjies, so hulle moet maar al 2 hoor. En ek weet in Europa trek almal hulle skoene uit. Dit is lyk my 'n gebruik daar, oral waar ek kuier in Europa, moet ek maar my skoene uittrek. Dink ek baie keer, ek weet nie of dit so Japaneese is nie, en ek weet nie waar kom dit vir al hierdie goeie vandaan nie. By ons oudste seun of ons middelseun in Berlyn sê hy altyd, pappa, die vloere, as jy met jou skoene hier op die vloere trap, dit is baie ou hout vloere, dit krap die vloere en ons trek dit uit en ons bewaar die vloere so. In Engeland trek ons dit uit want dit is te nat en te klam die hele tyd daar so, dis 'n nare plek om te bly. Maar dan trek ons die skoene uit. My liewe broer en suster, ek dink as ons kom vanmôre by 'n geleentheid soos hierdie en ons sien al hierdie tekens en ons praat oor al hierdie tekens en ons besef dat ons as gelowiges het hierdie tekens. Ons gaan vanmôre almal getuie wees van die doop wat gaan plaasvind. En binnekort gaan jy waarskynlik weer 'n nagmaal vier. Jy gaan rondom 'n tafel sit, jy gaan die brood breek en jy gaan die wyn drink. En dan moet ons weet, niks is verby nie, niks is verniet nie, niks is te vergeefs nie. En dalk moet ons dan ons skoene uittrek. Dit is dalk 'n goeie gewoonte om ook as ons in ons kerke inkom ons skoene uit te trek.
Want die grond waarop ons staan is heilige grond. En dalk as ons vanmôre by die doopvond kom, dan is ek baie lus om my skoene uit te trek om te sê, Here, ek voel nie reg om my skoene aan te hou nie, want ek staan in u goddelike teenwoordigheid. As ek die doop gaan bedien en ek gaan hierdie water vat as 'n teken en ek gaan opnuut besef, maar dit is u teenwoordigheid. Dit is u belofte, dit is u liefde, dit is u versorging, dit is alles waarvoor ek gevra het en gebid het en gedroom het, word vanmôre waar in 'n paar druppels water. Want dis my teken dat u deel is van hierdie ou seentjie se lewe. En dan, liewe Naandrey Olive, moet julle vir julle ou seentjies, vir die boetas alles vertel. Maak nie saak hoe sleg dit gaan, waar julle is, hoe ver julle is. Ek dink die belangrike wat hulle moet weet is, God is altyd in beheer. En die doop en die nagmaal, dis die tekens wat God vir ons gee, sodat ons nie sal moeg word om te glo nie. Liewe broer en suster, mag jy en mag ek vanmôre versterk word deur die sakrament van die doop. As ek die doop gaan bedien en sien die water, sê vir jouself, dit is my teken. As ek vir 'n teken gewag het, dit is my teken hierdie, dat God in beheer is, altyd. Nooit is hy buite beheer nie. Nooit. Maak nie saak hoe jou omstandighede lyk, wat daar gebeur in jou lewe nie. Maak nie saak nie. God bly altyd getrou. Hy's getrou in sy tekens. Altyd. Ek en jy moet kom aansit, ek en jy moet kom staan by die doopvond. Julle gaan vanmôre die getuies wees. En julle gaan vanmôre saam met my die belofte aflê en te sê, maar ons onderneem om ook oor hierdie ou seentjie die wag te hou en om te kyk en om deel te word en deel te wees van dit alles, van hierdie hele proses van sy groot word, sy groei en sy hartjie oopmaak en oorgee vir die Here op die einde. En eendag dalk staan hy hier voor 'n kansel en sê by belydenis van geloof, ja, met my hele hart bely ek dat Jesus Christus ook my verlosser en my saligmaker is. Is dit nie die beste wat enige ouer ooit kan hoor van sy kind, om te weet, om dit te hoor, dat sy kind ook aan die Here behoort nie. Mag hy ook vanmôre saam met ons as familie, ook in besonderlik dan hierdie doop so beleef, dat as jy omdraai en uitgaan na buite, dat jy sal sê, sjoe, wat 'n ongelooflike voorreg om te kon sien dat God getrou is, dat God in beheer is, dat niks ooit buite beheer sal raak nie, want God wat my in die toekoms indruk deur sy tekens, is lankal reeds in die toekoms. Hy wag vir my daar. Hy is die een wat daar is en daarom stoot hy my deur al hierdie tekens om ook te kom waar hy is. Mag dit ook vanmôre vir ons almal dieselfde betekenis hê. Amen. Ek wil graag 'n baie kort geloofsbelijdenis doen en dan gaan ek oorgaan na die doopgeleentheid toe. Geloofsbelijdenis wat gaan rondom God se tekens van trou. U kan net so rustig sit soos wat u sit en dan wil ek wil graag hê jy moet saam met my bely in die hart. Ek gaan vir u hardop voorgaan en ek glo dat dit ook vir u sal iets beteken as ek dit op hierdie manier doen. Kom ons sit rustig en ek lees vir u en kom ons bely. God se tekens van trou. Ek glo in God wat nie net met woorde nie, maar ook met tasbare tekens na ons toe kom. Ek bely dat die doop die merk is van God se ewige ja-woord. In die water sien ek sy belofte van afwassing en 'n nuwe lewe. Dit is die teken dat hy my by die naam geroep het, dat hy my versorg as sy eie kind en dat sy liefde my reeds omvou het nog voordat ek kon kies. Ek bely dat die nagmaal die tafel van sy teenwoordigheid is. In die brood en die wyn smaak ek sy opofferende liefde.
Dit is kos vir my siel, wat my versterk sodat ek nie moeg word om te glo nie, selfs wanneer die pad lank en die wêreld donker is. En hierdie tekens is God se hande wat ons vashou. Dit beteken sy deurlopende sorg en herinner ons dat ons nooit alleen is nie. Sy tekens stoot ons met vrymoedigheid die toekoms in, want die God van die tekens is lankal reeds daar. En daarom gee God tekens, sodat ons oë kan sien wat ons harte soms sukkel om vas te hou, naamlik dat hy hier is en dat hy vir ewig bly. Amen. Kom ons sit net so dan buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat ons kan bely dat U die God van tekens is, dat U dwars deur ons lewe altyd daar was, altyd getrou was, altyd bereid was. As dit vir ons met ons moeilik gegaan het, as ons teëspoed beleef het, oral, Here, ook in ons voorspoed, ook daar was U teenwoordig. En dankie dat ons vanmôre as gelowiges rondom 'n doopvond kan saamkom. En dankie dat ons dan ook die doop kan bedien aan 'n ou klein seentjie wat nog niks verstaan van die groot ding wat vanmôre in sy lewe gebeur nie. En daarom is daar 'n pappa en 'n mamma en oupas en oumas en ouma grootjies en ooms en tannies en almal rondom hom wat deel is en deelneem aan hierdie hele proses en 'n hele gemeente wat as getuies gaan optree vanmôre. Om te sê, maar ons neem verantwoordelikheid saam met die ouerpaar vir hierdie ou seentjie om te sê, hy sal ook sy pad met die Here loop, want die Here is getrou. Hy was nog altyd getrou en hy bly getrou tot in alle ewigheid. En Here, dalk gaan ons as ouers en grootouers dalk lankal nie meer daar wees as hierdie ou seentjie groot is en sy eie lewe begin lewe nie. Dalk is ons dalk lankal huis toe teen daardie tyd. Maar Here, dan steeds moet vanoggend die betekenis van vanoggend in sy lewe sigbaar wees. Dan nog steeds moet hy lewe soos iemand wat aan die Here behoort. En daarom bid ons U seën af op sy ouers, ons as grootouers, al die boeties en sissies aan beide kante, niggetjies en neefietjies oralster, Here, al die ooms en die tannies en almal. Dankie dat ons oumas by ons het, grootoumas. Dankie vir die voorreg dat hulle saam met ons vanoggend hier is. En dankie vir 'n leeftyd, se voorbidding, betrokke wees. En dankie Here dat hulle vanmôre hierdie groot geleentheid saam met ons kan meemaak. En dankie vir 'n goeie voorbeeld van beide van hulle. Dat ons, as ons na hulle lewe kyk, dat ons onuitwisselik weet dat God die koning ook van hulle harte, van hulle lewe is. Dat hulle kinders van die Here is. En dat hulle daardie liefde en soveel meer aan kinders en skoonkinders en kleinkinders en nou die agterkleinkinders oorgedra het. En elke dag nog meer en meer doen. Dankie vir hulle voorbeeld. Dankie vir hulle hier wees vanmôre, wat 'n wonderlike voorreg dat hulle saam met ons hier kan wees. En ons bid Here dat U ons sal seën vanmôre rondom die doopvond, dat alles wat hier gebeur, dat dit sal wees tot eer en tot verheerliking van U groot en U wonderlike naam. Ons bid dit omdat ons U kinders is, omdat ons nodig het om tekens te kry. Omdat ons weer, Here, ons hande in die water wil steek. Ons wil weer voel dat U hier teenwoordig is. Ons wil weer hoor dat U met ons bemoeienis maak. Ons wil weer weet dat U ons nooit alleen gaan laat nie. Ons wil dit glo met alles wat in ons is. Ons behoort aan die enigste lewende God wat daar is.
Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Goed, ek wil vir ons klein ietsie vertel rondom die doop. Ek gaan eind weggaan met die doopsformulier en dan gaan ek vra dat die doopouers na vore kom, maar ek wil net eers 'n klein stukkie verduidelik. Waaroor gaan dit en hoekom ons doop? En ek dink is nogal belangrik dat 'n ou hierdie goed moet weet. Dit is nie maar net 'n goeie gewoonte wat ons het en sommer maar net lekker familiebeeenkoms en die ouetjie kry sy naam hierso en almal is nou tevrede en hy's nou oral opgeskryf en al die dinge is nou reg gedoen, alles behalwe. Ons moet regtig hoor waaroor gaan dit. Kom ons sê gou vanmôre vir mekaar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop, moet ons die volgende weet en moet ons met ons hele hart daarop vertrou. Ons vra die vraag waarom ons doop. En dit is baie, baie belangrik, want daar's baie keer mense van ander kerklike denominasies wat vir ou vra, hoekom doop julle klein? Hoekom doen julle dit op daai spesifieke manier? Hoor, ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale wyse kom bevestig. As teken, hier kom die woord teken weer, as teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom dan verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. Nou vra ons die vraag, wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader en Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig die volgende. Nommer 1, dat ons na ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Hoor baie mooi, nie gedoop word nie, opnuut gebore word. Die doop is die proses wat aan die begin gesit word, aan die gang gesit word, dat hierdie ou kindjie tot bekering kan kom, uit sy eie wil, ergens sy hart, sy lewe vir die Here Jesus gaan gee. Die doop is die een wat hom gaan stoot vorentoe. Dis al wat hier gebeur. Tweede plek, dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit en ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Derde plek, dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Vierde plek, dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Ook dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. 'n Verpligting. Ek en jy is lankal reeds gedoop. My verpligting, ek moet lewe soos 'n lewende lidmaat. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid en met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. Liewe broer en suster, hoekom word jy moedeloos? Jy's gedoop. Jy's gedoop. Jy moet die Here kan lief hê, vertrou en hom kan dien. Uit dankbaarheid in die laaste plek. Dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. Minder van my, meer van God. Dit is waarna toe ons streef. Verbondskinders moet gedoop word. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouer. En daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouer of die ouers tot geloof gekom het.
Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Waartoe verplig dit ons? Doopouers moet luister, die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genade verbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. En daarom verbind die doop die ouers om hulle kindertjies soos hulle groot word oor die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees en die uitlewing daarvan hulle ook op te roep tot die toeëning van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. So met ander woorde die voorbeeld. Dit is die belangrike ding wat moet gebeur. En goed, en nou wil ek graag reël dat die doopouers na vore kom. Dan gaan ons as gemeente sing uit lied 287 die 3de en die 4de vers. So ek weet nie of Oupa Boon vir klein Franco gaan inbring nie. Maar ek wil daarom by sê ook, daar's 2 ouma grootjies vanmôre hier saam met ons. Die een is, ek weet mense sê nooit 'n dame se ouderdom nie, maar ek dink ek kan dit regtig vanmôre sê. Ouma Sally is 92, ouma Olive is 91. En hulle is nog al 2 hier saam met ons en ons is baie, baie dankbaar dat hulle saam met ons hier kan wees en dit saam met ons kan deel vandag. En ek dink ook dankbaar ons almal vir die groot, belangrike rol wat hulle ons kinders, kleinkinders, agterkleinkinders se lewe speel tot elke dag wat hulle met hulle besig is. Wonderlike voorbeeld, wonderlike genade vir ons as kinders, skoonkinders, kleinkinders om 2 oumas by ons te hê op so 'n ouderdom. En verskoon my dat ek die ouderdomme weer gegee het. Gelukkig meeste van hulle as ek sê dit is hulle ouderdom, dan sê die mense onmoontlik, hulle kan nie so oud wees nie. Hulle is regtig so oud. Maar baie dankie dat ons dat saam met ons dit kan deel. So kom ons sing uit lied 287, die 3de en die 4de vers en dan vra ons dat Daan en Olaf na vore kom asseblief. Baie dankie, ek kan weer vir my sit asseblief. Ek wil nou vra dat die ander oupas en oumas asseblief ook sal saamkom. Ander oupa, ek is die ander oupa. So ek is laat hier, die ander oupa en dan sommer vir klein boet sal inbring asseblief. Ek dink ouma moet daar gaan help daar. Dis 'n onhandige oupa daai kant. Ek sien hom so deur die venster. Goed, en dan die ander ouma ook sommer. En nou is daar nog neefietjies wat baie opgewonde is en graag wil kom kyk. Kom Marnus, waar is Dian? Gaan Dian kom kyk? Dian kan kom kyk, hy's welkom. Gaan hy nie kom kyk nie. Is reg. Kom, waar is ouma Magdalene, sy naby, kom.
Daar is hy. Goed, geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek praat nou met doopouers. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om nou te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid nie, moet julle nou opreg op die volgende vrae antwoord. Ek gaan vir julle 3 vrae vra, dan gaan ek vra wat is hardop julle antwoord en dan gaan ek afkom van die kansel, doop, dan gaan ek nie so staan dat die gemeente ook kan sien en dan gaan ek die doop bedien. Eerste vraag, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie ou seentjie van wie julle die ouers is, in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is albei van julle se hardop antwoord? François Pieter van die kerk, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit net so. Hemelse Vader, baie dankie Here vir die groot voorreg dat ons kan deel wees van 'n familie van kinders van die Here en dat ons kindertjies ook kan toewy aan U. Here, ons is ouers wat ook maar nie alles weet nie. Ouers wat ook maar probeer om die regte ding te doen, vir ons kinders die regte voorbeeld te stel. En Here, ons faal so dikwels en ons twyfel so baie keer of ons die regte ding doen of die regte ding gee. Maar dankie dat ons weet dat U in beheer is en dankie dat ons weet dat niks kan gebeur in hierdie ou seentjie se lewe wat so groot en so erg gaan wees dat U nie daar sal wees om saam met hom en vir hom dit saam met hom deur te maak nie. Dankie vir oupas en oumas en dankie dat ons ook medegetuies kan wees en deel kan wees van die opvoedingsproses van hierdie ou seentjies in besonder. Dankie vir grootoumas in beide kante, dankie vir ooms en tannies, dankie vir al ons familie, al ons vriende, vir hierdie gemeente wat vanmôre die getuienis taak op hulle neem om te sê ons aanvaar ons roeping, ons taak om ook vir hierdie ou seentjie te kyk. Kyk hoe hy groot word, kyk hoe hy groei, kyk hoe hy sy hart vir U sal gee en deel sal word van die koninkryk en dat ons ook eendag mekaar sal ontmoet in die ewigheid. Dankie Here dat U die enigste ware God is. God almagtig wat sy kinders ontmoet by 'n doopvont, wat vir ons die teken van die water gee. En vir ons is dit water, maar dit beteken eintlik oneindig baie deur te sê dis 'n nuwe begin, 'n oorbegin, 'n tweede kans, 'n oopmaak en 'n eerste tree in 'n nuwe lewe waar U God is en altyd God sal bly. Word verheerlik deur ons saam wees, deur hierdie sakrament wat vanmôre bedien is en dankie Here dat ons hierdie pad kan loop met ons hand in U hand. Want Here, alleen kan ons dit nie doen nie. En dankie dat hierdie doop en hierdie druppeltjies water vir ons vorentoe stoot in die toekoms in. Omdat ons toekomsmense is, omdat ons aan U behoort. Dankie dat ons U mag ken. Dat U vir ons 'n saligmaker en 'n Here geword het in ons elkeen se lewe. En dit bid ons met danksegging en tot eer van U naam. Amen. Ek kan net vir julle geluk wens. Hallo papa.
Sê baie geluk en baie sterkte. Dis 'n groot taak. Daar is ons vir hom ietsie. Daar is sy kers wat jy moet brand vir hom. Boeta, baie geluk. Kyk die trane loop op. Dis 'n vreeslike storie, die trane loop. Baie dankie, julle kan gaan sit, baie dankie. Kom ons gee geleentheid dat ons die Here dien met ons offergawe. Uitgaan, deur kollekte, daardeur en daardeur. Baie dankie aan ons diakens. Hulle vra terwille van die deurkollekte of hulle nie almal dalk net hierdie 2 deure kan gebruik. Daar's nie so baie hande vandag hierso nie. So as jy dan gaan help met die deurkollekte asseblief, so gaan net by daai 2 deure so uit, dan gaan jy ook vir dit makliker maak. Goed, kom ons sluit af. Kom ons sing dit wat ons nou vir mekaar gesê het, lied 290, tweede, derde en die 4de vers. Dit is my troos dat U as Vader U self in trou aan my verbind en dat U in U milde liefde my neem as erfgenaam en kind, dat U die kwaad van my wil weer of anders tot my bes wil keer. Kom ons sing die tweede, derde en die 4de vers, 290. Dat die in die milde liefde sal bedenken, dat uit my dauer sal wees
ontvang nou die seën van die Here en gaan dan hier uit en lewe soos mense wat gedoop is, wat aan 'n nagmaalstafel aansit, wat die teken sien en wat weet God bly altyd in beheer. Die Here sal jou seën en die Here sal jou beskerm. En die Here sal tot jou redding verskyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal aan jou sy vrede gee. Amen.